die een God en die doel van die lewe, stel jou in 'n ry swaar klippe voor wat teen mekaar leun. As elke klip op die een agter hom leun en die een daarachter ook op 'n ander een leun, sal al die klippe omval. Om hulle almal staande te hou, moet daar iets aan die einde wees wat nie leun op enigiets nie. Iets wat kragtig genoeg is om alles op te hou. Iets wat van self staan en nie van enigiets anders afhanklik is nie. Alles in die heelal is soos daardie klippe. Net soos elke klip op ander klippe leun om staande te bly, het alles in die heelal baie ander dinge nodig net om te bly bestaan. Jy is afhanklik van lig, water en voedsel. Voedsel hang af van die aarde, reën en die son. Die son hang af van fisiese wette. Waar jy ook al kyk, hang een ding van verskeie ander dinge af. Die wetenskap beskryf hierdie skakels baie goed. Dit vertel ons hoe een ding van 'n ander afhang. Maar dit verduidelik nie waarom die hele ry klippe in die eerste plek staan nie. Dit beantwoord nie die vraag nie. Wat is kragtig genoeg om alles op te hou? Om dit te verstaan, moet ons verby die ketting van afhanklike dinge kyk. Daar moet 'n wese wees wat alles ophou, maar wat nie loon nie en nie van enigiets anders afhanklik is nie. Daardie wese wat alle dinge ophou, maar nie deur enigiets anders opgehou word nie, is wat ons die Almagtige God noem. Die doel van die lewe. Dis het die Almagtige God ons geskep en alles om ons. As ons rondkyk, sien ons dat alles 'n duidelike doel het. Die son verwarm die aarde en lig water op in die lug wat wolke vorm. Die wind beweeg die wolke. Die reën uit die wolke laat die plante groei. Plante en diere verskaf voedsel vir mense. Niks in die heelal lyk toevallig of doelloos nie. Wanneer selfs lewelose dinge 'n doel het, ontstaan 'n logiese vraag. Waarom Almagtige God mense geskep wat duidelik oor die hoogste vlak van intelligensie en bewustheid beskik? Om hierdie vraag te beantwoord, het God profete gestuur om sy boodskap aan die mensdom te lewer. Van die profete Adam, Noag, Abraham, Moses, Dawid, Salomo, Jesus en Johannes, tot by die laaste boodskapper, die heilige profeet Mohammed, vrede op hulle almal. Elke profeet het met dieselfde duidelike boodskap gekom. God het mense geskep om hom te aanbid en te gehoorsaam. En hierdie wêreldse lewe is 'n voortdurende toets van ons gehoorsaamheid aan God. Elke daad, woord, gedagte en voorneme van ons word deur engele opgeteken. Die oomblik van dood is wanneer die toets eindig en die uitslaa bekend gemaak word. Diegene wat met geloof in die Almagtige God geleef het en regverdige dade verrig het, behaal ewig sukses in die paradys. Diegene wat nie geglo het nie en die Almagtige God verwerp het, sal ewige straf in die hellevuur ly. Hoe ken ons die waarheid? Hoe weet ons die profete het gekom? Hulle het goddelike boeke agtergelaat wat hulle van God ontvang het. Alle goddelike boeke het oor tyd vervals geraak, behalwe die heilige Koran, wat perfek bewaar is tot vandag toe, meer as 1400 jaar later. Maar hoe weet ons die Koran is werklik van die Almagtige God? Kom ons dink na oor die noodsaaklike eienskappe van God. Hy moet sonder begin en sonder einde wees. As hy begin bestaan het, is hy afhanklik van iets om hom te laat bestaan. Dus kan hy nie daardie wese wees wat van niks anders afhanklik is nie. As hy ophou bestaan, dan kan hy nie die wese wees waarvan alles afhanklik is nie, want sy einde sou impliseer dat alles anders tot 'n einde kom. Dus het God geen begin en geen einde nie. Hy moet een wees. As daar twee skeppers was, sou die wil van die een die mag van die ander beperk. En 'n beperkte wese kan nie God wees nie. Byvoorbeeld, as een skepper wou hê die son moet opkom en die ander wou hê dit moet ondergaan, sou slegs een kon slaag. Die een wat misluk is magteloos, en 'n magtelose wese kan nie die God wees van wie alles afhanklik is nie. En laastens, hy kan op geen manier na sy skepping lyk nie. As hy het,
sou hy afhanklik wees net soos hulle, en hy sou nie die wese kon wees van wie almal afhanklik is nie. Vra jouself nou af, van al die gode wat mense aanbid, watter een pas by hierdie logiese kriteria? Dit is die God wat die Heilige Koran gestuur het. In hoofstuk 112 sê Allah, hy is Allah die een. Allah is die onafhanklike. Hy verwek nie en is nie verwek nie, en daar is niemand gelyk aan hom nie. Een God het niks nodig nie. Alles het hom nodig. Ewig. Geen seun, geen vader. Totaal anders as die skepping. Geen vennoot, geen gelyke. Koran beskryf God presies soos logika vereis dat hy moet wees. Dit is nie toeval nie. Dit is bewys dat die Heilige Koran inderdaad die boek is wat deur die skepper van die heelal, die almagtige Allah, gestuur is. Die uitnodiging dus nooi ons u uit na Islam, na die aanbidding van die ware God, wat die hemele, die aarde en alles wat bestaan, geskep het. Om Islam binne te tree, sê eenvoudig met opregtheid, ek getuig dat daar geen God waardig om aanbid te word is, behalwe Allah nie. En ek getuig dat Mohammed die boodskapper van Allah is. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. As ons verkeerd is, verloor u 3 minute. As ons reg is, verloor u alles in die nimmer eindigende hiernamaals deur weg te stap. Die deur na ewige geluksaligheid staan wouheid oop. Sal u daardeur stap?